Die waarde toe jy ingekoop het in PAG van die groep was omtrent 7 miljoen, dis nou 9 miljard rand. As ek kyk na die groep en die mens gaan deur die jaar state die afgelope klompie jare, is daar 'n paar elemente wat baie sterk deurkom. En een van jou bestuurselemente wat ek graag met jou oor wil gesels is totale bemagtiging. Wat beteken dit en hoe pas jy dit toe? Waarom is ek vinnig weg by SMK het ek besef, ek het ook 'n bietjie 'n probleem. Miskien is dit aggressie, mense te hard druk, ongeduld. Daarom sit ek nou hier op Stellenbosch en al die operasies is op ander plekke. En ek het lank daaroor gedink, jy moet mens vryheid gee binne 'n duidelike raamwerk. Hoe hanteer jy dit as iemand dan 'n verkeerde besluit maak? Kyk, daar's tye wat 'n mens wel moet, ek wil amper sê help. Die woord is nie trap nie. Sê nou maar Pioneer het hierdie kompetisiekommissie probleem gehad. Dan moet jy jou hand opsteek en hulle gaan help om dit uit te sorteer. As jy 'n maatskappy belê het wat nou 'n sikliese aandeel het in die mark gaan af, dit help nie jy spring op en af nie. Hulle doen hulle beste, dan gaan help jou. So is eintlik lekker, is my stokperdjie. Die maatskappy wat goed doen, die sê jy altyd optel. Maar mense moet ook eerlik met jou wees, as dit nie goed gaan nie, moet hulle dit vir jou vertel. Jannie, jy praat van julle hou daarvan om te belê saam met entrepreneurs en besighede waar hulle deel is van bestuur en dan wil julle graag hê hulle moet stadig aan 'n pad volg wat uiteindelik by notering uitloop. Wat is die logika agter dit? Ek glo in bestuur moet 'n belang hê in 'n besigheid. Dan gee jy daai ekstra, jy stap by ekstra treetjie. Maar notering is vir my, baie mense bevraagteken dit. Vir my werk dit, want ek sê, dis waar sal 'n mens die beste 100 meter hardloop voor die paviljoen onder die spreiligte of agter in die donker. Ons verseker voor. Nou notering sit 'n maatskappy bietjie in die spervuur of in die limelight, want 2 keer 'n jaar moet hy sy winste bekend maak. Hy kan nie net soos 'n ongenoteerde maatskappy sê, jammer, dit en dat. Dit is moeilik as jy vir jou aandeelhouers in die koerante moet vertel, jou maatskappy het swakker gedoen. So ek kry daar ietsie ekstra uit 'n mens uit. Jannie, julle het elke keer in die begin van die jaar het julle 'n groeikonferensie. Konferensie wat jy die senior bestuur saamkry en spesifiek op groei fokus. Ons nooi ook al die maatskappye waarna ons belang het, dis landboumaatskappye, deur Zeder en bedryfsmaatskappye, ons wil hê die mense moet 'n bietjie dink, nie net aan organiese groei nie, maar ook 'n bietjie eksterne groei. Jy noem op 'n stadium wat werk is jou stokperdjie. Wat bedoel jy daarmee? Kyk, dis vir my lekker om kantoor toe te kom. As 'n mens ouer raak, soos ek is nou al stokoud, want my mentor Warren Buffett is 16 jaar ouer as ek, hy is nou 80 en dit gaan nog goed met hom. So ek sien nog uit na die volgende 16 jaar. Ek dink die manne hierso by die maatskappy wil dalk hê, ek moet miskien 'n bietjie gouer aftree. Jy het 'n baie groot Afrikaanse boekversameling. Wat bestaan dit uit? Kyk, is redelik bekend dat ek lief is vir die taal en dis enig in sy soort. Ek dink my versameling is dalk beter as Stellenbosch of Vrystaat Universiteit wat. Wat is die kernboodskap wat jy vir 'n jong mens sal deurgee? Ek dink tog geen mens moet dink dit kom verniet nie. Jy moet 'n bietjie studeer, jy moet lees, jy moet vir jou plan opstel en dan jy moet glo dat jy dit kan bereik. Met ander woorde, bespreek jou plan, ja, en jy moet nog 'n bietjie risiko kan vat. Want jy's 'n entrepreneur, jy weet, op 'n kol moet jy die veiligheid van 'n gesalariseerde werk miskien verruil vir 'n bietjie risiko. Maar as jy jou planne agter mekaar het, hou niks jou teen. So ek sê vir jong mense, moet nou nie sommer reg na universiteit iets wil aanpak hê. Gaan werk eers die sogenaamde amper 10.000 uur reël. Dis 'n bietjie werk, bietjie lees, beplan, bespreek en dan as jy jou plan het, dan moet jy glo daaraan.
PSG is 'n nuwe Suid-Afrika maatskappy. Julle het begin na die 94 verkiesing. Jou gevoel rondom die sakeomgewing waar ons nou staan, hoe sal jy dit opsom? Daar's by my geen twyfel die geleenthede is in Suid-Afrika. Soos ek baie keer van die mense sê, ons het nie 'n kans gehad om byvoorbeeld 'n Capitec in Europa te begin nie. Alles is klaar gedoen daar, spreekwoordelik. So die land het verskriklik geleenthede. Ons het 'n baie goeie maatskappy in ons groep, Dembeka. Hy word 51% deur swart aandeelhouers gehou, 49% deur ons. Ontsaglike geleenthede. Hy het van 0 begin, die maatskappy is ver oor R1 biljoen werd. En ek wil amper sê, ja, maak ons kort bekommer vir jou, vir my, vir luisteraars of kykers. Nasionalisering van banke, myne, maar ek dink nie die risiko is so groot nie. Land van geleenthede. Galileo Capital, kom praat met ons oor jou beleggings.